Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met almal. Vandag wil ek so 'n bietjie praat oor 'n bietjie meer van 'n kontroversiële aspek, wat nou maar redelik baie in die nuus is. Ehm die idee van hoekom ek deur hierdie gaan is nie om mense bang te maak of enige so iets nie, maar ek wil hê die mense moet verstaan waar sit ons op hierdie konsep. So wat ek met julle gaan bespreek gou is die verskillende fases van volksmoord of genocide soos wat dit nou meer bekend staan. Hoekom ek dit wil deurgaan is ek gaan die 10 stappe met julle bespreek. En mens moet verstaan dat hierdie 10 stappe is nie jy weet jy gaan by die eerste stap en dan eindig jy by die laaste stap nie. Al hierdie stappe kan byvoorbeeld op een slag gebeur. Jy kan van die stappe hê en dan kan dit dalk bietjie minder raak en dan weer opvlam en ensovoorts. Maar ek wil hê julle moet asseblief luister dat julle kan verstaan wat is verskillende stappe. So ek weet nie of almal bewus is hiervan nie, maar ek gaan gou deur hulle draf. Okay, die eerste vlak of fase is klassifikasie, so dis die skepping van ons en hulle. Mentaliteit 2 of meer verskillende en afsonderlike dele. So dis basies om mense uit mekaar uit te dryf of 'n wig tussen hulle te sit. Dan het jy tweede fase of stap is simbolisering, die skepping van name en simbole in die binnegroep en die buitegroep te merk. Soos byvoorbeeld die woord Afrikaner of colonizer, soos wat ons almal hom nou al gehoor het, ensovoorts. Derde fase of stap is dan diskriminasie. So dis die skepping van wette en regulasies deur 'n groep met die mag met die doel om die regte te beskerm en selfs die burgerskap van ander groepe te ontsê. So dink aan die raswette waarmee ons sit in Suid-Afrika. Dan fase 4, stap 4. So dis die verontmensliking. So met ander woorde, die menslikheid van die groepe word ontken. Die minderheidsgroepe word gelykgestel aan vuilheid, ongediertes, insekte en pla. Kultuur word gelykgestel en ander sedelikheid en boosheid of onsedelikheid, ekskuus. So met ander woorde, dink aan hierdie ouetjie wat nou in die nuus was, hierdie Nouta Boloi, wat gesê het wit mense kom van Neandertalle af en daar's 'n hele paar goedjies wat julle daaroor kan ook lees. Dan nommer 5, organisering. Gewoonlik deur die regering en dikwels deur onafhanklike groepe of om die regering onkenbaarheid te gee. So met ander woorde, hulle gebruik ander ouens om die werk te doen, so laat die regering se hande nou maar soort van skoon bly. Julle kan nou maar daar dink aan ons vriend Julius met sy optrede ensovoorts. My vraag is baie eenvoudig. As jy dit gaan doen en jy doen wat hy doen, hoe lank dink jy gaan jy vrylik rondloop? Polarisasie is nommer 6. Dis eksterne dryf van groepe verder uit mekaar met gewelddadige dade wat die bevolking verder polariseer. Gematige stemme word stilgemaak deur terrorisme en intimidasie. So met ander woorde, as jy dalk nou gaan en jy sê, hoorie maar wat nou van hierdie en dis is onregverdig of wat ook al, dan word jy dadelik gesê jy's 'n rasis. Goeie voorbeeld is nou die losmaak van die Starlink goed. So as ek nou 'n groot besigheid was en Starlink kry nou af op die BEE, sal ek daarom redelik suur wees, want ek moes 30% van my besigheid weggee om net te kan besigheid doen. Voorbereiding. Leiers van al die dominante groepe
begin praat na die vraag van die minderheidsgroepe se bestaan. Retoriek dikwels, en jy weet, femisis van ontkenbaarheid, vir ontkenbaarheid. So met ander woorde, jy kan nou maar nou net dink, dis nou maar goed soos Julius weer, kill the boer, kill the farmer. Mense is baie belangrik, daai konsep, ons moet dit baie mooi verstaan, dat die hoogste hof in ons land het gesê, dit is nie 'n probleem nie. Maar as jy bietjie gaan navorsing doen en jy kyk na die van hierdie plaasmoorde ensovoorts wat nou al gebeur het in ons land, dan moet jy besef dat op die einde van die dag is daar baie keer op die moordtoneel references of verwysings terug na hierdie liedjie wat hulle sing. So mens moet verstaan dat dit speel 'n rol, of die erkenning nou daar wil wees, en of die konstitusionele hof dit nou erken of nie, is irrelevant. Die realiteit is die realiteit. En daar's 'n sê ding van, don't believe your lying eyes. Hou dit maar in gedagte. Dan nommer 8 is vervolging. So slagoffers word weens nasionale rasse of godsdienstigheid, identiteit geïdentifiseer. Basiese menseregte word geskend deur misdade soos marteling, buitegeregtelike moord en ongewonde verplasing. So daar kan jy nou klaar, ek dink daai eerste paar wat ek daar genoem het is al lankal aan die gang, maar nou moet jy in gedagte hou die onteiening sonder vergoeding. Dis nou baie mooi fase wat daar aankom. Dan nommer 9 of fase 9 is wanneer die uitwissing begin, word dit inderdaad wat werklik bekend staan as volksmoord. Alle volksmoorde het tot doel om algehele vernietiging van die etniese groep, soos byvoorbeeld die Jode of die Tutsis in Rwanda. So, maar nou weer, neem kennis van hierdie, ek gaan nou teruggaan om na nommer 9 toe, en dan wil ek net iets daar noem, wat vir my nogal bietjie kwellend is. Dan nommer 10 is die ontkenning regdeur en na die volksmoord, en is daarvan die sekerste aanduidings dat 'n volksmoord plaasgevind het. Die groep wat die volksmoord pleeg, sal alles in hulle vermoë doen om die misdade te verberg en die misdade op die slagoffers te blameer. Slagtings is gewaarborg om vooraf te gaan. So ek wil nou gou terugkom na punt nommer 9 toe, uitwissing. Ek wil net vinnig daaraan raak, as jy nou gou deurgaan met wat ek nou alles gesê het, dan hoop ek jy het half met 'n skok gehoor dat al die fases waaraan jy kan dink, het jy waarskynlik al persoonlik ervaar, of ten minste weet jy van, of jy ken iemand wat dit al ervaar het. So dit is 'n redelike groot waarskuwing in my opinie. Nommer 9 praat van totale uitwissing. So dit is die massamoorde ensovoorts. Nou wil ek hê julle moet as 'n oefening bietjie gaan kyk na as iemand vir ons president aanvat en sê ja, maar wat van die plaasmoorde ensovoorts, dan sal sy antwoord elke keer wees, there is no mass killings of farmers in our country. Nou dit is nogal vir my 'n bietjie van 'n eye-opener. So met ander woorde, as jy kyk na die 10 stappe of 10 fases van genocide, en dan nou mense, hierdie is my opinie daaroor, julle kan maar self die navorsing gaan doen en gaan kyk daarna. Maar ek dink persoonlik al 9 stappe is daar, al wat nou nog nie gebeur het nie, is die massamoord daarvan. Maar, as jy luister wat hy sê, hy sê nie daar's nie plaasmoorde nie. Hy sê net, there is no mass killings of white farmers. Maar intussen word daar nog steeds boere doodgemaak. So ek hoop julle verstaan waarna ek nou hier verwys. Dit beteken dat
hy is nie gepla oor die hele aspek van die genocide scenario of volksmoord nie, want hy probeer eintlik half keer dat dit nie totaal en al as 'n genocide kan geklassifiseer word nie. Maar laat jy geteken word, niemand praat oor die wreedaardheid van die manier hoe die mense doodgemaak word nie. Jy weet waar mense gemartel word vir ure en ure voordat hulle doodgemaak word nie. Nou dit is ja, dit is vreeslik wreed. Hierdie is vir my ek weet nie om het anders te stel, dit is maar 'n emosionele probleem vir my, want jy weet, is ons groot mense wat hulle doodmaak. Niemand sal vergeet daai dogtertjie in 2012 wat vermoor is nie, ou Brendan Horner, ensovoorts. So, ons moet maar net in perspektief hou, en ek wil hê julle moet begin luister hoe hy die goed antwoord. So hy sê nie, daar's nie moorde nie, hy sê ook nie, hy sê wel, daar is nie massamoord nie. En dis wat 'n mens moet in ag neem. Maar laat dit toegesmeer word, laat ouens van, jy weet, die boervolk self opstaan en sê, ja, nee, maar, jy weet, daar is nie 'n genocide nie, en alsovoorts, ensovoorts. As julle, ek kan dit amper so vir julle stel, as jy 'n voeltjie moet vang met jou hande, hoe vang jy die voël? Jy hardloop nie op hom af en gryp hom en daar het jy die voël nie. Jy beweeg ongelooflik stadig en dan in die einde gryp jy hom. En dis maar presies wat met ons gebeur die laaste 30 jaar. Ek weet daar gaan mense wat dalk 'n bietjie ongelukkig kan wees oor die video spesifiek, of mense wat dalk met my saamstem. Onthou nou, die hele konsep is weer, dis my persoonlike opinie daaroor, maar ek wil graag julle kommentaar hoor oor hierdie, en regtig terugvoer hê om te weet, wat is julle opinie daaroor? Stem julle saam? Sit ek die pot mis? Is ek heeltemal van die pad duister? 'n ander voorbeeld wat ek ook graag wil gebruik, weer 'n keer gaan luister maar na hom as 'n antwoord, waar hy sê, jy weet, as iemand hom vra oor die onteiening van mense se grond ensovoorts, en dan sal hy vir jou sê, there's no exploration without compensation on a mass level. So met ander woorde, weer 'n keer kom het terug na die scenario toe, laat hy maak seker, laat hulle nie daai laaste stapie in plek sit nie. En ek dink, die probleem waarmee hy gaan sit op 'n stadium, is dat op 'n stadium gaan die riet gaan knak. En dan is dit die massas wat hulle eie keuse gaan maak. En wat baie, baie belangrik is, en die goed waarvoor ons ook maar moet kyk, is gaan kyk maar in die media, jy sal sien dat die, elke tweede ou sê, dis die einde van die ANC, en die ANC gaan tot niet gaan, ensovoorts. En ek dink hulle is wel korrek, maar gaan kyk nou terug in geskiedenis, en dan wys julle vir my, waar het in Afrika 'n president vreedsaam die power vir iemand anders te oorgegee. Ek meen, 'n perfekte voorbeeld is maar, ons kan uit noord van ons grens kyk, dan kyk na Zimbabwe, kyk wat het daar gebeur, met Mugabe, en ek kan nou nie die ander ouetjie se naam onthou nie. Die vloei is baie, baie dieselfde. Ek dink is Mnangagwa, as ek reg kan onthou. Jy weet, hulle het eers teen hom gestaan, hy is eers gearresteer en goed gewetter, en toe het hy so 'n bietjie stil geraak, maar toe nou weer opgestaan. Eventueel het hulle gesê, nee, kom ons maak 'n parlement of 'n regering van nasionale eenheid waaraan hy deel was, ensovoorts, hy is toe op jou einde dood. Maar kyk waar sit Zimbabwe. En die kern van die saak wat ek vir julle wil sê is, die dag toe
Robert Mugabe sien dat hy gaan nou sy krag en sy mag totaal en al verloor, het hy gesê, gaan kry vir jou plaas, maak wat jy wil. En dis waar die groter uitsetting van boere gekom het. Ja, en boere is ook vermoor daar, maar onthou net mense, baie van daai mense kon vlug. Of het nou terug is Engeland toe, of die van hulle wat wel Suid-Afrika toe gekom het. Waar gaan ons heen? Ons het nie 'n heenkome nie. So, dis twee scenario's. Jy gaan moet groepeer, en jy gaan jouself moet probeer verdedig. So, dit is maar die kraks van die storie. As ek iemand ontstel het met hierdie video, vra ek om verskoning. Maar ek dink is ook tyd, soos wat die Bybel sê, laat ons maar die vaste kos eet. Ons kan nie meer net aangaan en die goed net los soos wat het is nie. Ek dink ons tyd is besig om min te raak. Ek is nie iemand wat hou daarvan om in vrees te leef nie, en ek glo ook nie dis ons instruksie nie, maar ek is ook nie dom nie, en dis maar ook die rede vir die voorbereidingsvideootjies. Om seker te maak dat jy wel jouself kan voorberei en kan reg wees vir wat dalk potensieel vir jou voorlê. En die lekker ding van voorbereiding is nie of jy iets verloor nie, jy kan dit altyd weer eet en gebruik ensovoorts. Jy weet, dis die groot ding, dis wat voorbereiding eintlik so lekker maak. Maar mense, ja, so ek het gedink ek moet maar hierdie videoetjie maak. Ek dink net mense verstaan nie mooi wat is die konsep van volksmoord nie. Hulle verstaan nie mooi hoe dit werk nie. As jy nou vat is van die 10 fases of die 10 vlakke of stappe of hoe ook al jy dit wil noem, is 9 is geaktiveer. So al wat ons verwag is die laaste een. En daarom moet ons regtig waaksaam wees. En maak maar seker jy kry jou laaste goedjies in werking. Soos ek sê, hierdie is nie om vrees aan te jaag nie, dit is die realiteit. As jou kop in die sand wil steek, ek meen dit is reg as jy dit wil doen. Maar vir die mense met ore, laat julle luister. Ons sal moet begin klaarmaak, vasmaak en ons laaste goedjies in plek kry. As jy nie kan nie, maak seker jy skakel by jou mense in jou dorp in, vra die mense vir hulp ensovoorts, want dis tog ultimately die mense wat saam met jou gaan staan. Dit help nie, jy wil by 'n ver ou gaan probeer hulp soek nie. En ek praat nou spesifiek maar van organisasies. Jy weet, dit help nie. Jy gaan die ou gaan nie saam met jou in die loopgraaf kom lê nie. Dis jou buurman wat saam met jou in die loopgraaf gaan lê. So neem kennis daarvan. Begin daai verhoudings bou. Ja, dit is belangrik om by organisasies ingeskakel te wees en jy moet seker maak dat jy wel kan groepeer as dit skeefloop. Maar mense, begin in jou area, begin met jou eie mense, begin daar die skakeling. Maak seker julle kom by mekaar. Maak seker julle het 'n plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. En dit is belangrik vir my, want op die einde van die dag help het nie, jy het net een plan, en as die ding val, dan laat jy nou oor vir die lot van die massas nie. Ongelukkig gaan ons maar, ek dink, die massas is die groot probleem. Ek gaan die laaste ding waarmee ek sal afsluit, is ek dink baie mense kan maar die bietjie gaan navorsing doen oor hoekom het die Arab Spring gebeur. Nou die Arab Spring kan julle maar gaan navors. En ja, ek weet daar was eksterne ouens wat moeilikheid gemaak het, dit is verseker so. Maar as jy mooi gaan oplees en goeters, het dit oor werkloosheid gegaan. En dan gaan jy net en dan vat jy daai werkloosheidssyfer en vergelyk dit met ons werkloosheidssyfer. En ek dink dan gaan jy besef op watse vuurkruit ons eintlik sit. Ek gaan ook laat ons vir julle 'n videoetjie aanheg van die ou wat in beheer is van Genocide Watch, Gregory Stanton.
Hy is nie 'n konservatiewe persoon nie, inteendeel, hy is 'n redelike linkse persoon, maar hy het wel die genocide in Rwanda het hy voorspel voordat dit gebeur het. En as jy luister na die videoetjie wat nie 'n nuwe videoetjie is nie, kan kyk maar na die timestamps. Julle gaan geskok wees as julle sien wat daar is en wat daar bygekom het. So daar sal 'n link wees in die description van die video van dit. En gaan kyk dit gerus mense, soos ek sê. Ek dink julle vir die wat nou nog getwyfel het en onseker was, besef waar staan ons op hierdie dag. En weer 'n keer mense, soos wat ek sê, ek is nie 'n ou wat like om vrees aan te jaag en bang te wees nie. Ek hou van planne maak en planne soek en die probleme probeer uitsort, maar ek glo ook ons sit nou ek het nou die hand van my vrou gesit. Ons is nie meer in die finale pylvlak nie. Die wenstreep is net hier voor ons. So ons sal moet begin wakker skrik en doen wat ons moet doen. So weer mense is 'n bietjie van 'n harder video, maar dit is wat dit is.